Het jy al ooit met 'n narcis te doen gehad? Hierdie is nare mense. Nou ek gaan vir jou 11 goed vertel gou-gou, so gou as moontlik en so kort as moontlik om te sien hoe hulle operate. En ek is seker jy het vandag met een van daai goed te doen gehad. So, nommer 1, hulle stonewall jou, die muur. Hulle weier om te luister en verander die onderwerp so gou as wat jy iets wat hulle ongemaklik laat voel of wat hulle oor gelieg het, opbring. So, vir hulle moet jy net sê, ek sien jy wil nie nou luister nie, ons stop die gesprek hier totdat jy reg is. Die tweede een is die gedagteleser. Hulle vertel vir jou wat jy voel. Hulle sal vir jou sê, jy is nie kwaad nie, jy is net jaloers. Of, jy is nie jaloers nie, jy is net kwaad. Moenie jou gevoelens verdedig nie. Sê net, ek hoor jou opinie, maar ek weet wat my eie ervaring is. Nommer 3, die een wat die bordjie verhang. Sodra jy hulle konfronteer, draai hulle dit om, sodat jy om verskoning moet vra vir iets van 3 jaar gelede. En ewesklik wonder jy, as jy wegstap, hoekom het ek nou om verskoning gevra? Dis nie eintlik my skuld gewees nie, maar in elk geval. Die oplossing hier is om baie fyn fokus te hou. Die ding is hier, jy kan sê, ons kan later oor my praat, maar nou praat ons oor wat jy gedoen het. Goed, nommer 4, ek het net gespot, ek het net 'n grappie gemaak. Hulle sê iets wreeds, en dan gee hulle voor asof jy te sensitief is, as jy seer gemaak word. Die oplossing hier is, verduidelik vir my hoekom daai belediging vir jou snaaks is. Dit dwing hulle om hulle eie boelie raak te sien. Nommer 5, die besorgde aanval. Dit laat hulle klink of hulle omgee, maar hulle plant eintlik 'n saadjie van twyfel. Is jy seker jy kan dit hanteer? Jy is deesdae so onstabiel. Die oplossing daarvoor is, dankie vir jou bekommernis, maar ek is heeltemal in staat om my eie besluite te neem. Nommer 6, selektiewe geheue. Hulle sal sê, ek het dit nooit gesê nie, dit het nooit gebeur nie, selfs al weet jy dit het. Die oplossing hiervoor is, hou op stry oor die verlede. Vertrou jou eie gedagtes en jou eie geheue, want hulle gaan jou gaslight. Nommer 7, die skuif van die doelwit. Net wanneer jy doen wat hulle vra, verander hulle die reëls. Niks is ooit goed genoeg nie. Jou maat of jou ouer, wie ook al, sê ek is so gestres omdat die kombuis so omgekrap is. Nou, was jy al die skottelgoed maak skoon, was die vloere wat nog, en dan kom hulle terug en sê, hoogs geïrriteerd, nou ja, die kombuis is skoon, maar kyk hoe lyk die sitkamer. Die oplossing hier is dat jy moet besef dat die probleem by hulle lê en nie by jou nie. Nommer 8, almal stem saam met my. Hulle sal vir jou sê, jou ma sê ook, jy oordryf alles, of almal dink jy is moeilik. Nou die oplossing hier is, moenie die boodskapper glo nie. Gaan praat self met daai persoon om die waarheid te hoor. Nommer 9, die verdraaiing van woorde. Hulle neem hulle woorde en draai dit so om, dat dit die teenoorgestelde beteken van wat jy gesê het. Jy sê, ek voel 'n bietjie moeg en ek dink ek het dalk net vanaand 'n bietjie tyd vir myself nodig. Hulle verdraai dit as, so wat jy eintlik sê is dat ek vir jou irriterend is en dat jy nie tyd saam met my wil spandeer nie. Giftig. Stop die gesprek net daar en sê jy verdraai my woorde doelbewus, ek gaan nie so met jou kommunikeer nie. 10. Love bombing as afleiding. So gaslight hulle jou. Nadat hulle jou sleg behandel het of geslaan het of wat ook al, is hulle skielik weer te liefdevol. Geskenke om jou te verwar. Nadat hulle jou die hele naweek geïgnoreer het of jou voor vriende verneder het, daag hulle maandag skielik op met jou gunsteling kos, dierblomme, 'n foon, wat ook al, en dan sê hulle vir jou, ek het net besef hoe baie ek jou waardeer en hoe gelukkig ek is om jou te hê. Boel. Die oplossing, goeie dade kanselleer nie slegte behandeling uit nie. Kyk na die hele patroon en stap weg. Nommer 11, die laaste, die lokval vir jou reaksie. Hulle druk jou totdat jy skree, jou emeer verloor of huil. En dan sê hulle vir jou, kyk hoe mal is jy, jy moet iemand gaan sien. Die oplossing, bly kalm
As jy voel jy verloor beheer, loop weg voor jy reageer sodat hulle nie jou reaksie teen jou kan gebruik nie. That's gaslighting.